Goeiemôre geliefdes in die Here, weer eens met jou vanmôre. In hierdie oggend wil ek graag so 'n bietjie weer verder gaan, aangesien ons nou Pinkster gehad het met u, praat oor die Heilige Gees en nou die dag het ek met u gesê dat die Heilige Gees het goddelike eienskappe. Vandag wil ek met u praat, weer eens, en vir u sê dat die Here Jesus Christus het self na die Heilige Gees verwys as 'n persoon. Onthou ek het gesê, hy is God, maar hy is ook 'n persoon. Nou, wil ek vir dan sê vanmôre, as ons die Bybel oopmaak in Johannes 14, vers 16, ook 16, vers 7, die belofte wat Jesus gemaak het, dat hy die Heilige Gees sal stuur, hy het gesê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Soos ons sien, hier beloof ons verlosser, die Here Jesus Christus, dat hy iets beter is wat hy self is vir hulle sou stuur. In die opsig dat, toe Jesus by hulle was, kon hy net by hulle wees, maar die Heilige Gees gaan kom, en hy kan alomteenwoordig wees. Hy kan byvoorbeeld wees in die disippels van die Here se harte in Suid-Afrika, maar ook in hulle wat oor see bly. Maar hy hierdie trooster gaan kom as 'n voorspraak en 'n helper. Maar wil ek ook vir u sê dat hy is nie net 'n blote krag nie. Hy is nie 'n onwerklike iets nie, maar hy sou kom om die plek van Jesus in te neem. Want hy is een van die goddelike persone van die hemel, een van die godheid, die drie eenheid. Nou vriende, hierdie persoon, die Heilige Gees, hy is wel anders as Jesus, maar tog een met Jesus. So een met Jesus, dat in dieselfde gedeelte, kon Jesus sê daar in Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. God het weer gekom, maar in die persoon van die Heilige Gees. Nou vriende, die inwoning van die Heilige Gees in die harte van elke wedergebore kind, en elke disipel van die Here, behoort vir ons so kosbaar te wees. So kosbaar soos wat Jesus is vir ons. Want as 'n persoon kom die Heilige Gees, en het hy sekere persoonlike, kom ons sê, eienskappe. Wat se eienskappe het hy? Hy het die eienskappe van 'n persoon. Want jy sien, in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê dit vir ons dat hy het kennis. Kom ons lees wat sê die woord. Want Gods woord is mos wat ons oortuig. Dis nie die prediker nie. Dis die woord wat ons oortuig, wat met ons spreek. Maar is ook die Heilige Gees wat die woord in ons oopbreek. Hy sê daar in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11 oor die kennis. Hy sê, die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God, want wie van die mense weet wat 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Maar weet jy dat die Heilige Gees het sy eie wil, en daarom moet ons hom ook nie bedroef nie. Hy wil vir ons die gawes gee, hy wil vir ons die vrug gee wat pas met die bekering. Maar hy doen dit soos hy wil. 1 Korintiërs 12:11 lees ek dan weer vir julle. Al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elke een afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Weet jy, net 'n persoon het kennis, net 'n persoon het 'n wil. So die Heilige Gees is nie 'n iets nie, hy is nie net 'n krag nie. Ja, hy het krag, hy bring krag, hy gee krag, maar hy's 'n persoon. Maar hy het ook liefde, hy het verstand. Romeine 15:30 sê, maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus, en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry, vir my by God. En soos ek sê, hy het verstand. Nehemia sê vir ons in 9 vers 20, u goeie Gees het u gegee om hulle te onderrig. Wonderlik, né? Hy is die Gees van die waarheid. Hy is gekom om jou en my te leer en te lei en te onderrig en te verander, om ons by te staan, om ons te troos, om ons te help, om vir ons in te tree met versigtinge. Want jy sien, hy het ook medelee met ons.
Hy het 'n gevoel net soos enige persoon. Efesiërs 4:30 sê daarom vir ons, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Selfs in Jesaja 63:10 praat daarvan. So vriend en vriendin, baie dade wat alleen 'n persoon kan verrig, word aan die Heilige Gees toegeskryf. Hy help, hy leer, hy getuig, hy bid vir ons, hy gee instruksies. Soos byvoorbeeld, toe Filippus daar by die persoon op die wa kom, het die Gees vir hom instruksies gegee. Ons lees in Handelinge 8:29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Ken jy die Heilige Gees van God, my broer? Jy sê jy is aangeneem deur die Here Jesus Christus, jy is kind van God, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, jy is in verhouding met God die Vader en God die Seun, maar as jy in verhouding met die Heilige Gees, lewe jy onder leiding van hom? Ken jy hom as 'n persoon? Is hy vir jou net so 'n lewende werklikheid, as wat die Vader en die Seun is? Weet jy, hy wil homself so graag beter aan jou bekend maak. En as hy vir jou 'n persoon word, iemand wat jy saam kan wandel, sal jou verhouding met God vir jou meer vrede, vreugde, insig, wysheid en betekenis bied as ooit tevore. Eratori skryf in sy boek Die Heilige Gees, wie die Heilige Gees is en wat hy doen, daardie boek, dat as die Heilige Gees vir ons 'n persoon word, wat elke oomblik by ons is, want onthou Hebreërs 13:5 sê, God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Filippense 2:13 sê dat dit is God wat in ons werk om sy wil voor te bring. So die Heilige Gees is by ons. Nou sê Tori vir ons, dat as die Heilige Gees vir ons 'n persoon word, wat elke oomblik by ons is, dan word hy vir ons die geneesmiddel teen vrees en gevaar, teen eensaamheid, slapeloosheid, gebroke harte, mislukkings, biddeloosheid en kragtelose bedienings. Want jy sien, die Gees van die waarheid kan alles doen. So vriende, dit is daarom die moeite werd om in verhouding met die Heilige Gees te staan en om as 'n persoon te leer ken. Môre gaan ons dan so 'n bietjie verder praat, maar tot môre, God seën nie. As jy by voorbeeld my daaglikse boodskapies ook op WhatsApp sal kry, kan jy dit stuur vir my WhatsApp en die naam en alles by, die details, dan sit ek dit op, sit my naam op foon se kontaktelys, en dan ontvang jy elke dag Afrikaans en Engels. My naam is Theo Schultz weer eens, my nommer is 076-173-8742. Vriende, weer eens, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor God, want die woord van God sê, ons gaan ten gronde deur 'n gebrek aan kennis, en daarom wil ek so graag die woord van God met u deel, sodat u ook geestelik kan groei, en ek kan van u ook natuurlik leer. Maar môre praat ons oor die Heilige Gees, is God in ons. Tot môre vriende, geseënd is u. Vader, seën elke een van ons, seën u woord, help ons o Here, dat ons sal ag gee op u woord, ag gee ook op die roepstem van u Gees. Leer ons vandag, lei ons en dra vir ons deur o Here. Wees met elke een van ons, wees met die siekes, wees met die ouwe vandag, wees met die hongeriges, wees met hulle in vrees, Here. Verander ons almal se omstandighede. Gee genesing waar genesing nodig het, Here. Opligting waar opligting nodig het, kennis waar kennis nodig het. Want van u af kom alles, o Here. Dankie, ons God. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, God seën u.